En dit ek geleer, het iemand eendag vir my sê, hoor jy relax net, jy kan, vat jou tyd, sê asof iemand gaan opstaan en uitloop, nee. En van daar af nou is dit bietjie gemakliker. Welkom Doxa Deo Rode Vallei in 2026, we've made it, nee? Yes, sien julle, ons het gedink dat 25, ek het nou die dag toe lag ek te sien, ek baie mense het op hulle status is gesê Jumanji, net toe 25 klaar is en ek dink dit was 'n rowwe jaar vir baie mense gewees en kluis vir ons ook gewees, maar ek het so 'n bietjie gedeel met by die nuwejaarsdiens dat ek nie 2025 omgewens het nie. Gewoonlik was dit 'n ding van nee, as hierdie jaar moet nou klaar kry. Ek is nou moeg vir die jaar, die nuwe jaar moet kom en ek weet nie, die Here het net iets in my hart kom verander oor die jaar wat verby was en ek was eintlik so dankbaar vir die tyd wat ons gehad het in 2025 en ek wou nie eintlik gehad het dit moes verbygegaan het nie. Dis baie weird 'n jaar gewees. Maar dit was nie vir my jaar wat ek omgewens het nie. Okay. So ja, ek het die absolute voorreg om die eerste diens met julle te doen, die eerste preek te doen van 2026 en ek het vir die Here gevra om my so bietjie te kom stretch hierdie jaar en laat ek so bietjie anders te preek hierdie jaar, want gewoonlik preek ek net myself uit nie, maar gewoonlik preek ek oor iets oor myself en ek bind die storie aan myself. Waar ek vir die Here gesê het, hierdie jaar wil ek skrif deel en ek wil uit iemand uit die woord uit praat en nie oor iets wat met my gebeur het, maar oor iets wat met iemand gebeur het in die woord. En ek kry toe 'n stuk uit Handelinge uit en ek bou toe die preek om dit en ek gaan met die tradisie hou van my verskriklike weird name vir my preke. So dit gaan 'n ding wees in hierdie preek ook en die naam vir hierdie preek is die pad na die klank van vryheid. En vir my om julle op hierdie pad te kry, gaan ek julle moet vertel oor iemand in die woord. Want hierdie ou het 'n pad gestap. En hierdie man in die woord se naam is Saul. En as ek sê Saul, ons ken baie van die disippels in die woord. As ek sê Petrus, dan weet almal dadelik, jessie maar, Petrus het dit gedoen en hy het dit gedoen en hy was hierdie ou en hy was hierdie amazing mens en hy het soveel gedoen. Maar Saul is een van die mense in die Bybel wat vir my en my persoonlike opinie baie underrated was. Ekskuus vir die Engelse woord, maar ek kon nie aan 'n beter woord dink as underrated nie. En Saul, as jy in konteks gaan vat, is Saul eintlik een van die disippels wat 13 van die boeke in die Nuwe Testament geskryf het. Hy het 13 van die 27 boeke in die Nuwe Testament geskryf. So hy is die ou wat die meeste boeke in die Bybel geskryf het. En dit het my net so onkant gevang en ek het 'n bietjie gaan navorsing doen en gaan kyk en dit was net vir my so amazing om te sien wat Saul eintlik alles deur was. So Saul was gebore in 'n plek met die naam Tarsius. Hy kom uit die stam van Benjamin uit. Hy was 'n hoogs geleerde man. Hy is een van die min disippels wat 'n Romeinse burger was. En ek weet nie of julle dit weet nie, hy was 'n Hebreëse man wat 'n Romeinse burger was. So hy was eintlik gesien as 'n Roman ook. En dit was vir my verskriklik interessant geweest. Hy kom uit Tarsius uit en Tarsius is een van die plekke wat een van die hoogs geleerde plekke het waar jy kon gaan studies doen het. Net onder Rome. En Saul was baie vroeg in sy lewe gedruk om te gaan leer het. Sy pa was 'n tentmaker. So een van die Bible trivia questions wat almal altyd vra is, wie van die disippels was 'n tentmaker? So vir volgende keer as jy hom kry, Saul was 'n tentmaker, want sy pa was 'n tentmaker. En hy het vroeg gaan leer en studies gaan doen om 'n hoogsgeleerde Hebreëse man te wees en hy het in Tarsius begin swat en op 'n stadium toe gaan hy na Jerusalem toe en hy gaan studeer daar klaar en hy word een van die skrifgeleerdes. So hy was eintlik 'n baie hoogsgeleerde man.
en hy gaan toe terug Tarsius toe, en hy gaan begin toe weer daarso in hulle sinagoges leer en alles, en hy word toe teruggeroep na Jerusalem toe, want hy was so goed dat die Sanhedrin is die topgeleerde mense wat in die sinagoges gefunksioneer het. Hulle het op die raad gesit van besluite wat moes gemaak geword het. So daar was 70 Sanhedrin mans gekies, en aan die 71ste man was die hoëpriester. En hy was een van hierdie 70 wat die besluite kon maak oor wat gebeur in ons wette. En ek vertel julle al hierdie goeters, want Saul was 'n verskriklike trotse man. Hy was 'n man wat 'n baie hoë rang gehad het. Hy was 'n man wat 'n baie hoë, ek meen as jy vat 'n skrifgeleerde, is klaar gesien as 'n baie man wat jy baie respek moet hê. So hy was 'n baie hoë geleerde man, en die Here wou vir Saul gebruik het. Maar vir hom om vir Saul te kon gebruik, moes hy eers met Saul 'n pad stap. En vir Saul was hierdie pad, die pad na Damaskus toe. En net voordat hy Damaskus toe gaan, vang hulle vir Steven, en hulle bring hom voor al die skrifgeleerdes, en hulle ondervra hom, en hulle hoor glad nie waarvan hulle hou nie. Dit gaan teen alles wat Saul sy hele lewe lank geleer het, en hy like dit glad nie, en hulle vat hom aan die buitekant van die stad, en hulle stenig hom dood. En hy gaan met wraak in sy hart terug na die hoëpriester toe, en hy sê vir die hoëpriester, ek wil hê jy moet 'n brief skryf, dat ek na Damaskus toe kan gaan, en almal wat disippels is, kan vang, terugbring Jerusalem toe, en ons hulle vervolg. En hy gaan na Damaskus toe met daai wraak in sy hart. En op pad Damaskus toe, het hy 'n ontmoeting met Jesus Christus. En ons sien dit in Acts 9:3-9, wat sê, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus whom you are persecuting. He replied, now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Then the men traveling with Saul stood there speechless. They heard a sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could not see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. So op die pad na Damaskus toe, het Saul 'n ontmoeting met die Here, en die Here slaat hom van sy perd af, en Saul is blind, en hulle lei hom in Damaskus in, en al wat hy weet is dat hy nou daar moet wees, want die Here het vir hom gesê, gaan wag daar. En partykeer as jy na die Here se werke kyk, as jy sien hoe die Here goeders doen, dan is daar soveel ironie in waarmee die Here besig is. Hy gaan roep, hy sê vir 'n man Ananias, wat binne in Damaskus is, gaan na die huis van Judas toe, en gaan praat met Saul, want jy moet vir hom bid, dat hy weer kan sien. En Ananias sê, nee Here verstaan nie, hierdie ou vervolg ons. Hierdie ou is 'n ou wat ons almal wil doodmaak, hy het soveel wraak in sy hart, en die Here sê, gaan en gaan bid vir Saul, ek wil hom gebruik. Daar is nog soveel dinge wat hy gaan moet deurgaan vir my. En ons weet hoekom, want ons het gesien hoeveel boeke van die Bybel het hy geskryf. Maar die ironie daarvan is, die Here wou 'n pad saam met Saul stap. Die straat waar Judas se huis in was, sy naam was die pad wat reguit is. En dit het vir my soveel ironie, want die Here wou Saul se pad reguit gemaak het. En hulle gaan toe en hulle bid vir Saul, en Saul kry toe sy sig terug. Het sê dat daar skubbe van sy oë afgeval het, en hy kon sien, hy word gevul met die Heilige Gees, en hy word gedoop.
En dit sê, nadat hy geëet het en gedrink het, het hy krag gekry, en hy het geweet wat hy moet doen. Die skrifgeleerdes het hom daarna so gehaat, dat hulle hom wou doodmaak. Hulle het wagte by die tempel se hekke gesit, om hom te vervolg. En op 'n stadium moes die disippels hom in 'n mandjie by die muur af laat gaan, net dat hy kon wegkom. En Saul gaan preek die woord, een van die skrifgeleerdes, hy's verskriklik, een van die mees geleerdste disipel, geleerdste, ek dink is 'n woord, mees geleerdste disipel, en hy begin die woord preek vir sy eie mense, vir Jode, en hy vind dat hy soveel teenkanting kry, van sy eie mense af, kry hy net soveel teenkanting, en hy gaan preek by die volgende sinagoge, dan kry hy teenkanting, en hy gaan preek by die volgende, en dan kry hy teenkanting, en sy mense is net so teen hom, omdat ek dink hulle geweet het wat hy gedoen het, hulle weet, hy het eintlik die disippels, hy het nie van die begin af gestaan vir die woord, wat hy nou preek nie, en dit vat 'n man met die naam Petrus, en Petrus was op pad na 'n stad toe, en hy gaan bid op 'n dak, en dit sê hierso dat hy op 'n dak was in Handelinge 10, 13 tot 16, en dat hy gebid het vir 6 ure lank, en dit sê op 'n stadium het hy honger geraak, en toe hy honger is, toe wil hy afgaan, en hy wil gaan kos kry het, en dit sê hy het in 'n trance ingeval, hy het in 'n visioen ingeval, wat die Here hom gewys het, en die visioen wat die Here hom gewys het, was van 'n wit kleed, wat uit die hemel uitgekom het, waar die 4 punte vasgemaak was, en ek dink julle kan die prentjie daarbo sien, gaan net na die volgende ene toe, en daar was klomp verskillende diere in hierdie wit kleed gewees, rein en onrein diere, en dit sê die kleed het afgekom na Petrus toe, en die Here het vir Petrus gesê, gaan en eet, maak dood en eet, en Petrus sê, Here, maar kan nie, ek het nog nooit iets onrein in my lewe geëet nie, en die Here sê, pas op net, want wat die Here rein gemaak het, moet jy nie sê is onrein nie, en Petrus interpreteer hierdie visioen wat hy kry van die Here af, as dat nie net die woord van Christus, die gospel, is nie net vir die Jode nie, maar dat dit eintlik vir almal is, dis die Jode en die nie-Jode nie. En op daai stadium het Saul klaar sy hart vir die Here gegee, hy is gedoop, en op hierdie stadium, ek dink toe hy die openbaring kry, dat hy nie vir sy eie volk meer hoef te preek nie, toe word hy Paul, en hy kry 'n siel in sy hart, hy kry 'n brandende begeerte in sy hart, om vir die nie-Jode die woord te vat nie. En die Here stap met hom 'n pad, 'n voorbereidingspad, om sy hart rein te maak. Want hy moes teen alles draai, wat hy sy hele lewe lank geleer het, om vir die Jode te preek, en vir die Jode die gospel, en die Jesus, en God het net gekom vir die Jode. Hy moes teen alles gaan, om te weet, luister hier, die Here het vir Petrus hierdie skrif gegee vir my, om te weet dat ek teen dit is wat ek geleer het, so klein bietjie moet draai, en vir die nie-Jode gaan preek nie. En op hierdie oomblik is sy naam Paul, en hy gaan na 'n pad toe, hy gaan na 'n plek toe met die naam Filippi, en hy kom in hierdie stad, en hy en Silas gaan, en hulle gaan preek vir die mense daar, en hy vind absoluut geen meer teenkanting nie. En soos wat hulle deur die stad loop en preek, kom daar 'n vrou agter hulle aan, en sy verkondig die hele tyd, die 2 mans is die man wat die woord van God verkondig, die hoogste God in die hemel. En vir dae lank loop sy agter hulle aan, en sy verkondig hierdie woord, en sy verkondig hierdie woord. Maar kan ek vir julle sê dat partykeer as iemand jou prys, is dit nie regtig van die Here af nie. Partykeer as iemand jou prys, moet jy baie, baie versigtig wees. En jy moet kyk wie dit doen en met wat sy hart hulle dit doen. Want op 'n stadium kom Paul en hy draai om en hy vervloek die vrou en die gees wat binne in haar is. En hy sê vir daai gees, gaan uit in Jesus naam. En daai gees verlaat daai vrou. En die mense wat daai vrou besit het,
sien toe wat gebeur en hulle kom toe agter, luister maar nou gaan die vrou nie meer waar sy kan doen nie. Hulle gaan nie meer geld uit haar uit kan maak nie en hulle is verskriklik kwaad en hulle vat vir Paul en vir Silas en hulle vat hulle voor die Romeinse mense en hulle sê vir hulle wat gebeur het en hulle is teen die Romeinse Katolieke, die Romeinse mense hoe hulle opereer, hoe hulle werk en op 'n stadium vat hulle vir Paul en vir Silas en hulle gooi hulle slaan hulle en hulle vat hulle en hulle gooi hulle in die tronk. En nou sit Paul en Silas in die tronk en hulle sê vir die Romeinse man, die tronkwagter, sit hulle in die diepste tronk en maak hulle voete en hande vas dat hulle nie kan wegkom nie. En op hierdie oomblik dink ek vir myself dat, Jessie, wat doen jy in so 'n situasie? Jy gaan na 'n land toe wat jy glad nie ken nie. Jy volg die woord van die Here wat vir jou sê waartoe om te gaan. Jy word gevang en geslaan en jy word in 'n tronk gegooi. En Paul en Silas doen iets wat heeltemal uit die karakter is van wat in daai situasie moes gebeur het. 12:00 die aand begin hulle praise and worship en gebede opset tot die Here. Hulle begin sing en die skrif sê dat die tronkmense wat saam met hulle was, die mense wat saam met hulle in die gevangenis was, het geluister hoe hulle sing en hoe hulle prys. En ek wil vandag net vra, dat, is jy op daai pad waar die Here besig is om jou voor te berei? Is jy op daai pad waar die Here besig is om karakter binne in jou te bou? Vir wanneer jy in die tronk kom, dat jy sal prys en dat jy die Here die eer sal gee. Matthew, ek dink ek moet met jou in Engels begin praat. Want hulle luister nie vir my nie. Matthew, are you on the path where God wants you? That He wants to invest in you to get to a point where God can use you in the times where you don't think it's possible. When you fall into prison, He maybe even puts you in prison for something for you to do. En dit is wat die Here besig is met ons. Dit is die pad, die Damaskus pad waarmee die Here besig is. Hy is besig om ons voor te berei, hy is besig om ons karakter te bou en ons te vorm vir wanneer ons in die tronk sit. En ek dink hy bou nie ons op vir ons om deur die tronktyd te kom nie. Ek dink hy bou ons op vir die ander mense om te hoor hoe ons God leef binne in die tronk. En dit is waarvoor die Here besig is. Die Here was nie besig om vir Paul te bou, om vir hom deur die tyd te bring. Hulle was klaar daar. Hulle was klaar reg om te sing en te prys en die Here se naam groot te maak. Maar sien, daar's iemand in die tronktyd, daar's iemand wat saam met jou in 'n plek is, daar's iemand wat saam met jou in 'n werksituasie is. Daar is iemand wat saam met jou in 'n familie is, daar's iemand wat saam met jou deur iets gaan en die Here berei jou voor om die lig te wees in die tronk. Die Here kom en hy berei jou voor om te praise en worship en jouself in 'n manier te dra wat ander mense sien, Jessie, maar wat gaan aan met hierdie ou? Waarmee is hy besig? Want ek soek dit. En op 'n stadium, terwyl hulle praise en worship en sing en gebede opsê, dink ek in my kop, die Here het begin dans, want ewe skielik is daar 'n aardbewing. En al die deure van die gevangenis vlieg oop. En al die ketangs van afval van almal af binne in die tronk. Want sien, partykeer vat dit van ons net om bietjie uit die omstandighede uit te kom en te weet dat God is alles moontlik. Die wag wat hulle gevangenes gehou word toe wakker van hierdie groot aardbewing. En
In daai tyd, as jy aangestel was om 'n gevangenes gevange te hou, as iemand uitkom, dan maak hulle jou dood. En die gevangenes gaan en die wag en hy gaan en hy trek sy swaard uit en hy wil homself doodmaak want hy dink almal is weg. En Paulus uit die tronk uit skree, moet jouself niks aandoen nie. Ons almal is nog hier. En ek het nooit hierdie stuk verstaan nie. Ek het nooit verstaan dat toe die deure oopgaan, hoekom het hulle nie weggehardloop nie? Want ek sou gedink het, as die Here ewe skielik in die tronk die deure oopmaak, meen dit hy wil hê ek moet uitgaan. Wil hy hê ek moet weghardloop. Maar hulle het nie weggehardloop nie. Almal het in die tronk gebly en hulle sê ons is nog steeds hierso. Maar die plek waar jy is, die werksplek waar jy is, die omstandighede wat jy in is. Ek wil vir jou vra in 2026 dat jy nie sal weghardloop nie. Ek wil vir jou vra dat die plek waar jy gesit is die plek waar die Here wil hê jy moet 'n verskil maak. Die deur is oop en jy kan gaan as jy wil. Die Here gaan jou nie daar hou nie. Maar die Here verwag van jou terwyl jy daar is om 'n verskil te maak. Om mense God te wys. En die wag kan dit nie glo nie. Hy steek die vuur aan en hy hardloop binne in. En hy sê, hy kan nie glo dat hulle nog hier is nie. En hy vra vir hulle, hoe kan ek gered word? En hulle begin toe die gospel met hom deel. En hy vat hulle toe na sy huis toe. En hy maak hulle wonde skoon. En nadat hulle wonde skoon gemaak het, gaan hy en hy laat sy hele familie en homself doop. En al hierdie het gebeur net as gevolg van die karaktereienskappe wat hy gesien het van twee mense wat in 'n tronk gesit het. Hy het eers gehoor hoe hulle sing terwyl hulle gevangenes geneem was. En hy het gedink, dis bietjie weird. Maar okay. En tweedens, die karaktereienskap wat hy gesien het is, toe die tronk actually oopgaan, het hulle nie weggehardloop nie. En dit het hom laat dink, dat ek soek wat hierdie ouens het. En ek wil vra dat die band so lank opkom. En dit is my hart vir 2026. My hart is dat die omstandighede waar ons is, die plekke waar ons funksioneer, die mense met wie ons onsself omring, as jy voel dat jy in 'n tronk tydperk is, weet net dat die Here jou eintlik klaar voorberei het tot waar jy nou is. Al wat ons moet doen is ons moet vashou in die grootheid van God en wat hy kan verrig binne in hierdie tronk tydperk. En ek wil vir jou vra dat jy nie sal weghardloop van hierdie tronk tydperk af nie. Dat jy in die tronk tydperk sal veg. En dat jy vir mense die karaktereienskap van God sal wys. Dat jy nie meer Saul sal wees nie, maar dat jy Paul sal word. En dat jy weet dat die Here elke een van julle wil gebruik. Dat dit nie net meer gaan oor ons wat in die tronk sit en of ons daar gaan deurkom nie, maar dat ons eintlik ander mense bemoedig om saam met ons deur hierdie tydperk te kom. So ek wil vir ons bid vir 2026 en ek gaan niemand vorentoe roep of enigiets nie. Ek wil net vra dat almal gou julle oë toemaak. En ek wil vra dat as jy vanoggend hier kan sit en jy voel dat jy in 'n tronk tydperk is, of dit is dat jou werksituasie nie goed is nie, of dat daar 'n familiesituasie is wat jy in is, of finansiëel, of enige situasie wat vir jou soos 'n tronk situasie voel, wil ek nie hê ons moet in 2026 ingaan en voel dat ons hulpeloos in die tronk sit nie. As daar enige situasie is wat jy aan kan dink, wil ek net vra jy moet net jou hand opsteek. Dankie, Here. Julle kan my hele hande sak. Here almagtige God,
Ons dankie, Vader, dat U ons skrif in die woord gee, wat ons bemoedig. Maar Vader, ek wil vra dat elke persoon wat hierso sit, vandag, Vader, dat U sal kom en dat U 'n Damaskus pad ontmoeting met elke een hier sal hê vanoggend. En Vader, dat U hulle op die pad sal sit na voorbereiding toe vir wat kom. En Vader, ek wil bid dat as hulle klaar voorbereid is, as hulle klaar die pad saam met U gestap het, Vader, dat U met hulle gedagtesgang sal werk. Dat U met hulle gemoed sal werk, dat wanneer U hulle in die tronk laat opeindig, of wanneer hulle in die tronk opeindig, dat hulle sal verstaan dat dit vir 'n doel is. En Vader, dat U saam met hulle sal wees binne in die tronk. En Vader, dat hulle die besef sal hê, dat ek moet worship, dat ek moet prys, dat ek moet bid, dat ek moet joyful wees, because I'm setting a standard. Vader, ek kyk, mense kyk na my en hulle kyk hoe ek optree. En Vader, wanneer ek God uitleef binne in die tronk, sien ander mense dit. En ander mense verander oor wat ek besig is om te doen. En Vader, ek bid vir 2026. Ek bid dat daar 'n renewal of the mind sal wees, Vader, dat daar 'n transformasie in die denkpatroon van elke persoon sal wees. Dat hulle sal verstaan, dit gaan nie net oor my nie, maar dit gaan oor U. En wanneer ek in die tronk is, Vader, verteenwoordig ek wie U is. En Vader, wanneer ander mense my sien, kom hulle na Christus toe as gevolg van dit. Vader, ek dank U. Ek dank U vir die voorreg wat ek het om partykeer in die tronk te kan sit. En Vader, wanneer ek besef het gaan oor U en nie oor my nie, Vader, verstaan ek wat ek moet doen. Vader, ek kom bid vir elke hart, ek kom bid vir elke gedagte, en Vader, ek kom bid voorspoed vir 2026. En Vader, dat ons geen tronksituasies sal sien as teëspoed nie, maar as 'n opportunity om U uit te leef. Vader, ek dank U, ek loof U en ek eer U. In Jesus Christus naam. Amen.